Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het vir hierdie week gekyk na die emosionele verwagtinge wat ons graad 12 leerders vandag aan moet voldoen ten opsigte van hulle voorbereiding as dit dan nou kom by rekordeksamen, uiteindelik graad 12 eksamen. Ek wil 'n bietjie verder vat vandag deur spesifiek te praat ook dan in die algemeen ons sogenaamde later adolessente wat hier eintlik van graad 11 of al is, vroeë volwassenes, en hoe hulle dan kyk en ervaar as dit kom by stressore. Nou om net weer terug te kom, as ons 'n gedagte hou dat spanning is basies wanneer ons aan iets blootgestel word, maar ons baie vinnig terugkeer na 'n staat van balans of ekwilibrium. Stres neem langer en dit het 'n groter aanspraak op ons copingmeganismes om iets omtrent hierdie stres te kan doen, en dan kom ons by 'n verdere stresvlak wat ons distress noem, waar jy amper al jou copingmeganismes moet gebruik en dan nog steeds gaan jou ekwilibrium langer vat om te herstel. So wat sê ons dan nou uiteindelik gebeur hier? En ek dink ons moet begin by die tipe angs- en spanningssituasies waarin ons jong mense daagliks blootgestel word. Daaglikse frustrasies en hindernisse, soos byvoorbeeld die onderwyser het nou vir my 'n toets of 'n vraag gegee om uit te werk, wat van tevore gesê is, nee, maar hierdie is nou nie regtig belangrik nie, en ek het nie die regte handboek hier om daarna te kyk nie, en nou is ek sommer gefrustreerd. Of ek kom agter, ek het iets by die huis vergeet, en ek weet, ek moet maar vir die dag sonder dit klaarkom. Of ek kom by die huis, my ouers is nie daar nie, daar's nie iets om te eet nie, ek is nou honger. Hierdie klein jakkalsies waarvan ons praat, kan regtig bydra daartoe dat ons jong mense uiteindelik begin voel, dis te veel van hierdie klein frustrasies, ek weet nie wat om hiermee te doen nie. Dan is daar die aard van die saak natuurlik ons baie groot stressore, soos wanneer ons jong mense blootgestel word aan sien nou maar verhuising, ouers wat deur 'n egskeiding gaan, en iets wat ek dink ons nie noodwendig altyd so in gedagte hou nie, maar natuurrampe. Ek het 'n rukkie gelede met iemand gepraat, 'n leerder wat in terme van hierdie vloede in die Weskaap vir 'n tyd van die skool afgesny was, omdat hulle van hulle plaas nie by die skool kon uitkom nie, en aan die aard van die saak het geen elektrisiteit, geen internetverbinding en alles daarmee saam, en hoe dit die absolute stresvlakke verhoog het. Interessant, ons sal graag wil hê dat ons jong mense 'n manier moet vind om hierdie stres dan te hanteer deur copingmeganismes, soos wat ek gesê het. En een van die belangrike goed is om ons jong mense te help om meer veerkragtig te wees, om of hierdie klein frustrasiekies te kan hanteer, of hierdie groter uitdagende stressore wat voel asof dit ons heeltemal van balans af gaan gooi. Nou, in die eerste plek wil ek sê, as ons kyk na veerkragtigheid, hou dit verband met wie en wat en hoe ek myself sien. Met ander woorde, my algemene selfwaarde, selfesteem, my vertroue wat ek het in my vermoë om effektief sekere moeilike situasies en uitdagings te hanteer. En hoe meer ek daartoe in staat is om hierdie uitdagings en meerdere uitdagings te hanteer, hoe sterker my motivering daartoe om dan te kan verder metodes te ondersoek of middele te gebruik om dit so ver as moontlik te oorkom.
Iets daarvan is natuurlik, en ek gaan nou weer daarby uitkom, hoe ek dink oor dit wat met my gebeur en wat doen ek dan met dit waaroor ek dink. Dan is daar iets anders wat ons baie keer miskyk en dit word gehardheid genoem. En nou hierdie sielkundige gehardheid beteken dat ek 'n interne locus van kontrole het, met ander woorde waar ek besluit ek kan beheer neem oor my gedagtes, my gevoelens, my gedrag, my sosiale omgewing, waar hulle dan ook hierdie toepas om in terme van hulle sosiale interaksies die kontak met ander te kan beheer en dat hulle in hulle hantering van andere dan nog steeds weet wie en wat is hulle en hoe danig hulle cope met hulle self. Al is dit in 'n verhouding wat besig is om skeef te loop of daar is konflik. Dit gooi hulle nie in totaliteit van balans af nie, wat op hierdie stadium werklik nogal maklik kan gebeur. Nou net iets baie interessant, en dit is dat hierdie veerkragtigheid of selfs psigologiese welstand of hoe ons stres hanteer, niks te doen het met ons intellektuele vermoë nie. Ja, dit kan wel met ons emosionele intelligensie verband hou, maar uiteindelik is dit maniere wat elkeen aangeleer het om agter te kom as daar dan iets is wat gebeur wat my van balans afgooi. Hoe maak ek of wat doen ek om weer my ewewig te herwin? Daar's baie maniere en ons kan na verskillende aspekte kyk, maar ek wil graag net vinnig op een fokus en dan gaan ek 'n klompie moontlike idees vir ons daaraan haak. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. As ons dan nou kyk, luisteraars, en Willem, na moontlikhede om hierdie daaglikse frustrasies en ander intense stresore te hanteer en nog steeds te voel dat ons in beheer is van ons lewe en dat ons 'n mate van balans handhaaf, is streshanteringstegnieke die eerste waarna ons gaan kyk. Nou daar's verskillende aspekte hiervan. Een wat ons kan doen fisies is dan ontspanningstegnieke, waarvan die asemhalingstegniek iets is waaroor ek al gepraat het. Dan is daar ook die moontlikheid om ons spiere saam te trek en te ontspan. En ek sal tog voorstel, gaan kyk 'n bietjie op die internet, wat kry julle onder die ontspanningstegnieke van Levinson en van Jacobson, waar jy jou spiere saamtrek en ontspan. Party van hulle moet jy fisies jou spiere saamtrek en ontspan, en in ander gevalle is dit net as dit ware asof jy jou verbeel, jy trek dit saam en jy ontspan dit. Dan is daar natuurlik ook, hoe voel ek fisies? In ander woorde, ek doen 'n sogenaamde my eie liggaamskandering. Ek voel waar is die stres of die spanning of sekere pyn. Die meeste in my lyf is my skouers seerderig. Voel dit vir my of my skouers vorentoe trek. Voel dit vir my of dit hier by my diafragma is, of dit dalk pyn is wat ek op my maag het. Voel dit vir my net asof daar hierdie vreeslike gewig op my is wat ek nie afgeskit kan kry nie, ensovoorts. Kyk ook byvoorbeeld na iets so spanningshoofpyne, en dit is natuurlik waar ons nou terugkom na die feit, as ons vir sekere ure aan mekaar in dieselfde posisie sit, wat is die uitwerking daarvan op ons spiere? Daarom is dit goed, waar ons ook nou voorberei vir die eksamen, om gereeld op te staan, te oefen. As ek sit en werk byvoorbeeld, en ons kan ons slimfone deesdae, kan ons stel en sê, elke 45 minute, dan moet my foon, of wat ek al myself herinner, dat ek nou moet opstaan. Dan staan ek fisies op, en vir 5 minute doen ek net 'n paar baie basiese rek en strek oefeninge, en ek staan daai 5 minute, en dan gaan sit ek weer, en dan fokus ek weer op my werk. Dit is ongelooflik, wat is die voorsiening in terme van suurstof tot die brein, sowel as die feit dat ek 'n regopper liggaamshouding aankweek, en dat ek uiteindelik nie 'n klomp styf getrekte spiere aan die einde van die dag het nie.
Ons sosiale ondersteuning is 'n belangrike buffer en daarom beteken dit dat ons as jong mense moet leer om goeie vriendskappe te smee. Vriendskappe waarby hulle gaan baat, waar hulle vriende dieselfde waarde en beginsels as hulle het en waar ons seker is dat hulle mekaar op 'n positiewe manier ondersteun en dat daar nie groepsdruk is wat addisionele spanning op die jong mens in ons huishouding is wat maak dat hulle dan wegbeweeg van ons emosioneel, selfs dalk fisies en betrokke raak en goed waarna hulle nie moet betrokke raak nie. Maar ek wil graag 'n bietjie by die kognitiewe uitkom. Met ander woorde, watter kognitiewe gedragsstrategieë is daar om byvoorbeeld te kyk na die sogenaamde wanaangepaste wyses van dink. En die eerste wat ek hier wil noem is die sogenaamde alles of niks benadering. As goed nie is soos ek dit wil hê nie, as dit nie presies so is nie, dan gaan ek niks daarmee te doen wil hê nie, ek gaan my nie daaraan steur nie. As die onderwyser nie 'n spesifieke werkswyse volg nie, dan skakel ek net eenvoudig af, ek besluit ek hou nie van hierdie onderwyser nie, dis nie die werkswyse wat ek van hou, as ek in 'n klas sit nie, en daarom besluit ek, nee wat, hierdie is nie vir my nie. Of aan die ander kant is dit, wanneer ek in 'n verhouding is, as daardie persoon nie presies voldoen aan al die vereistes wat ek stel vir hierdie verhouding nie, wil ek nie in hierdie verhouding betrokke wees nie, dis of die ander persoon nie 'n sê het nie. En dan die perfeksionisme van, alles moet presies reg wees, en ek dwing myself om so net die regte, die hele tyd die perfekte te doen. Ek laat myself nie toe om 'n fout te maak nie, en plaas op die manier addisionele stres op myself. En dan om selfstraf toe te pas. As ek dan nou volgens my, in my oë misluk het, dan het ek een of ander manier wat ek myself sal straf. Sê dan maar ek weerhou my van sosiale kontak, wat ook vir my goed en lekker is, net om vir myself te sê, okay, ek het nie voldoen aan dit wat ek moes nie, ek sal self sorg dat ek my sodanig straf, dat ek volgende keer 2 keer sal dink. Dit is nie iets wat ekstern hierdie straf deur 'n ander persoon toegepas word nie. Die belangrike is, hoe dink ons, wat dink ons en wat maak ons hiermee? Die eerste ene is hierdie outomatiese gedagte wat onmiddellik in jou gedagtes opkom wanneer iets nie uitgewerk het nie. En dis waar die alles of niks of die katastrofe inkom van, ek is maar net te sleg om hierdie te doen, ek sal nooit suksesvol wees nie. En dan begin ek al rondom dit redeneer en herkou. Ek toets dit nie om te sê, maar hierdie slegte het gebeur omdat iemand iets gedoen het wat ek nie gesien kom het nie, en ek was nou onvoorberei. So wat ons moet doen is om hierdie alles of niks katastroferende gedagtes te konfronteer en vir ons te vra, is hierdie regtig die waarheid? Is dit regtig wat gebeur het? Is dit regtig wie en wat ek is? Sonder net vir onsself te gaan sê, ag nee, ek is nie die moeite werd nie, versus, okay, ek het nou 'n fout gemaak, kom ons kyk, hoe kan ek oor dit kom, of nie weer hierdie fout maak nie. Ons praat baie keer daarvan, man bou 'n brug en kom daaroor. Bedoelende, moenie wortel skiet by hierdie fout nie. Kyk daarna, erken dit, vind 'n manier om myself te sê, ek gaan nie weer in hierdie, sal ek maar amper sê, slaguister van hierdie fout beland nie, en ek beweeg aan met my lewe. So met ander woorde, toets gedagtes, derentyd of dit regtig waar is, en daag hierdie gedagtes uit, sodat ons by die waarheid van wie en wat ons self is uitkom. Ek praat volgende week verder hieroor, en mag dit vir elkeen 'n geseënde week wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.